dat u woord gee vir ons lig. En u woord, en die ingang van u woord, gee vir ons leiding oor hoe ons moet maak. Ook in hierdie tyd van onrus, van negativiteit, divisie, van swart en donker dae. Here, u is ons lig. U is ons leiding. Lei ons, Here, in Jesus naam. Amen. Iemand se hondjie sê, gelukkig is hy nie live nie. Goed, ons sit in die week by ons mannegebed en een van die manne deel sommer net hierdie woord wat ek mee vanaand wil afskop. Hy sê, as God homself openbaar, as die God ek is by jou, ek is, dan beteken ek vat volle verantwoordelikheid vir my God. Ek is God, ek sal daar wees vir jou, ek sal volle verantwoordelikheid vat vir die skepping, vir die daar wees van wat daar gebeur. Dit is ongelooflik, is nie? Dit sit dit in 'n ander perspektief, en dan sê hy, as ons daai gedagte dan uit God verstaan, en ek sê ek is 'n Christen, dan sê ek ook, ek vat volle verantwoordelikheid as Christen om Christen te wees. As ek sê ek is die bestuurder van 'n plaas, dan sê ek is die bestuurder van die plaas, ek vat volle verantwoordelikheid. Dan sê ons ook vanaand in Suid-Afrika, ek is 'n burger van hierdie land, en hierdie is my land. En ek neem volle verantwoordelikheid vir ons land. Amen. Nou, 'n rukkie terug luister ek na 'n preek en die prediker vertel wat ek nog nooit voorheen gehoor het nie, is dat Nehemia kan 'n mens nie net wys oor hoe 'n stad restoreer nie, maar dit is ook vir ons lesse om te leer hoe 'n lewe gerestoreer word. Nee, dit is net nogal 'n bietjie ander perspektief. En as jy nou daaraan dink dat Nehemia se naam beteken bekering, en dat as jy tot bekering kom, dan herstel God deur bekering 'n lewe waar jou mure afgebreek geraak het en jou tempel verwoes is omdat jy nie die Here dien nie. Wie weet, lyk mense se lewens wat nie die Here dien nie. Jou lewe is in verwoesting. Want die beskerming wat God deur sy woord, deur 'n geestelike gesin wat om jou is, geplaas het jy uit rebellie jou eie ding gaan doen, en nou moet jy bekeer en jou lewe met God regmaak. En dan is dit een van die eerste dinge wat gebeur wanneer jy terugkom na die Here toe, is dat daar met mure herstel word in jou lewe. God is 'n verhouding God, en herstel met God beteken jy maak met hom vrede, jy maak met jouself vrede, en dan begin jy vrede maak met die mense om jou. En as jy op 'n verkeerde pad was, dan moet jy teruggaan na daai ouens wat jy mee teruggemaak het, verskoning vra, en teruggee wat jy gesteel het, en as jy gelieg het, moet jy jou leuns regmaak. En soos wat jy regmaak in verhoudings, herstel God die mure om jou lewe. Is dit nie 'n mooi beeld, nee, net om te onthou nie. Nou, ek wil vanaand deur Nehemia werk, is julle okay? So ons gaan deur die hele Nehemia 'n paar antwoorde, en ek dink beginsels kry, wat ons nou al vir die Here vir 'n maand lank vra. Ons het deur ons land bid ons kom na die Here toe, en ek het 'n paar plekke al gesê, en ek het dit by ander ouens ook gehoor, dat ons kom nie om vir die Here werk te gee as ons kom bid. Ons kom nie en sê, Here, u moet. Natuurlik is daar sekere goed wat net God kan doen, maar dan kom ons ook om te hoor. Dan kom ons ook om te luister en te sê, Here, wat wil u hê moet ek nou doen? Amen. En dit is waaroor Nehemia vir my gaan. En as ek nou reg sommer in die begin vir julle agtergrond kan gee, Nehemia het 'n cozy job. Hy is 'n skinker, hy is in die koningshuis, en hy is 'n baie intieme vriend van die koning. Hy het eintlik inteendeel so 'n lekker posisie dat, want onthou in 'n maaltyd is die keer of die tyd wat 'n koning en sy huis bymekaar kom en eet, en jy nie so formeel is nie. Gewoonlik is daar ouens wat ons nou kom aansit, en omdat hy die skinker is hy deel van 'n gesprek. Hy raak 'n vertroueling van die koning. En daai nabyheid het hom 'n baie kragtige posisie eintlik gegee om te vervul.
Nou, ek het iets hierin vir myself gehoor, dat ons hoor die Facebook retoriek van ouens wat vingers wys na die regering, vingers wys na Zuma, Malema en vingers wys na Vla wat nie moes gewaai het nie, vingers wys na die crime in ons land en al die goed wat natuurlik wesenlik is, nee. Maar weet julle, en dis wat ek hoor in ons mense, ek hoor in Nehemia wat sê, dit kan nie meer so aangaan. En dis wat Nehemia ook hier is, daar's in sy hart, is dit, my mense stikkend, ons mure stikkend, ons tempel moet herbou word, dit kan nie meer so aangaan. En hoor ek gaan iets daaromtrent doen. Nou, jy moet dit mooi verstaan, jy is nou later, en ek gaan oor hom praat, Sanballat was nou, soos 'n sekere leier, hy was nie gouverneur nie, maar hy was soos 'n distriksleier oor daai gebied. Hier daag Nehemia nou later op, en hy het sommer nou 'n brief van die president, van die koning, hy het toegang, hy het perde, hy het hout, hy het nou 'n klomp wat hy kom doen, en hy is jou aangestel. Dit is vir jou gesê moet jy wees, en dan gee die ander nogal redelijk teestand. Nou wie van julle daai belewenis al gehad wanneer jy reg doen? Verstaan jy, as jy begin reg doen, as al 'n paar manne wat nou al lank in 'n seat sit, dan sê hulle, wie is hierdie nuwe ou en nou so hier. Maar ek wil vandag vir julle sê, dit is wat ons noem leierskap. En as daar 10 ouens opstaan met 'n verkeerde boodskap, is dit nou tyd in ons land dat die manne met die regte boodskap opstaan. Ek dink die onding, en ek respekteer ons ou vlag, want weet jy wat, ons ou vlag het verseker gestaan vir apartheid wat redelik was, maar het ook, dit is nie dieselfde lig as wat jy die nazi-vlag kan sien nie, want die nazi-vlag was nie die vlag van 'n land nie, dit was die vlag van 'n beweging. En die Afrikaner vlag was nie net die vlag van 'n beweging, maar dit is 'n vlag van 'n land. Goed en sleg. Maar wat ek tog wel sou sê, is dat die ouens wat in daai geleenthede was, waar die vlag gewaai het, waar die leiers, wat die goed geweet het, gesê het, hierdie is nie 'n politieke optog nie, hierdie is 'n gebedsoptog, is nie 'n rasseoptog nie, dis 'n versoeningsoptog. Dis nie, ons bid net vir ons boere nie, dis gesê, die ouens wat hierdie goed gereed het op Swart Maandag, het gesê, dis waar die dag gaan. En hier's nou 'n stuk probleem, julle waar ek nou eintlik vanaand praat, is dat, hoekom het die ouens wat langs daai manne gestaan het met die ou vlag, vir hom gesê, dis nie nou die tyd om daai vlag te vaai nie. Nie probleem met die vlag, ons nie nou die tyd nie, ons gaan vir onsself skade berokken. En hier's my eerste ding wat ek wil met raak sien vandag. As ek sê ek vat verantwoordelikheid, dan beteken ek begin te praat. As ek sê ek vat verantwoordelikheid, dan beteken ek los dit nie meer vir 'n ander man nie. Kom ek gee dit anders. As ek verantwoordelikheid vat vir ons land en ek sien 'n papier hier, dan tel ek hom. As ek nie verantwoordelikheid vat, dan stap ek maar verby, want ek hoop iemand anders gaan dit doen, wat ons dan verantwoordelik moet vat. En ek wil ander manne verantwoordbaar hou, en ek sê, maar dis mos hulle verantwoordelikheid. En ek hoor dit baie, dan sê ek nie, maar die munisipaliteit se verantwoordelikheid. Ek sê, ja, hulle het seker verantwoordelikhede, maar weet jy wat, ek het 'n verantwoordelikheid. En Nehemia het sy cozy posisie opgegee, om betrokke te raak in 'n oorlog, in 'n geveg. Inteendeel, dit het hom lank gevat, ons is nie seker nie, tussen 15 en 20 jaar, wat hy betrokke was in die herbou van die mure. Dit het 'n stuk van sy lewe gekos. En jy sal later sien, hy het sy eie gouverneurstoelaag opgegee, hy het dit nie gevat nie. Hy het sekere voordele wat hy as gouverneur gekry het, hy het nie gevat nie. En hy het gesê, hierdie battle is vir my so belangrik, dat ek lê my lewe vir die battle. Die moeilikheid, julle, ons moet oppas dat ons in ons land 'n battle teen evil, 'n battle van ras maak. As jy gaan kyk deur die geskiedenis, is dit in die mens, wit, bruin, swart, wat ook al taal, dat as daar 'n common enemy is wat, kom ons noem dit misdaad, kan julle sien, dan is dit tog die collective ding wat ons veg. Nou, die oomblik as ons dit 'n rasse ding maak, dan maak ons asof misdaad net iets is in ons land. En asof net sekere mense in ons land misdadig is. Dan kyk ek net gou die nuus en dan sien ek 'n man skiet 26 mense binne 'n kerk dood in 'n eerste wêreldland in Amerika wat 'n Christen land is. Sien ek 'n ou wat in 'n tweede wat 'n verdieping van 'n gebou is en hy skiet oor die 50 mense dood met 'n
Kan jy sien, dis nie 'n ras ding nie. Dis 'n boosheid. En dis hier waar ek actually dink ons land is nader aan vereniging as wat ons land naby is aan verdeling. Want vir die eerste keer kan ons saam met mense in Soweto en Khayelitsha in ons omgewing en vrouens wat verkragt word, moordenaars of mense wat deur moord geraak word, oral die saam met die boere sê, dis nou tyd dat misdaad in hierdie land stop. Wat gaan ons omtrent doen? En ek gaan vanaand vir julle 'n paar tips gee van as julle met my een is wat ek nou vanaand hier sê, dan gaan ons ook sien daar's 'n paar ways hoe ons dit gaan doen. Nou, net gou vinnig, soms so ek moet altyd my HR hoed so 'n bietjie opsit, maar dit is wel interessant in Hoofstuk 2 vers 1, dan sien ons dat Nehemia was nooit bedruk nie. Nou ek persoonlik wil vanaand vir julle sê dat ek dink ek sit nou my HR hoed op, nie my predikant hoed nie, dat Suid-Afrika se grootste probleem is produktiwiteit en werksetiek. Want as alle mense in ons land gaan begin hard werk en 'n hoë gehalte werksetiek handhaaf in alle plekke waar in ons land gewerk word. En ons werk met trots, nie omdat ons iets moet kry nie. Ek werk nie vir salaris omdat ek moet kry nie. Ek salaris is 'n voorreg. Ek werk uit beginsel omdat werk heilig is, omdat werk kosbaar is en omdat ek hou van werk en ek wil dit excellent doen. Dis iets van trots, dis iets van eerbaarheid. En as almal deur ons land daai tipe werksetiek het, gaan die land anders lyk, dink julle nie so nie? En dan gaan ons dalk miskien 'n bietjie meer wins begin maak, meer mense aanstel en ons gaan begin met die werkloosheidsprobleem aan. So, hy was nooit bedruk nie. Nou dit sê iets vir my van 'n gesindheid, is dit nie? Natuurlik was hy baie daar bedruk. Maar hy was so min bedruk dat die dag toe hy bedruk is, toe sê die koning, wat met jou? Verstaan jy? En nie dit nie. Hy sê vir hom, okay, toe hy nou vir hom sê wat die probleem, sê hy vir hom, okay, gee my jou plan, maar jy moet vir my sê wanneer jy gaan terugkom. Ek like dit. So, hoe lank gaan dit vat, wanneer is hy terug? Wat sê dit? Hierdie ou het so werksetiek gehad, hy het dit so goed gedoen, dat die koning hom nie wil verloor nie. Dan sê ek, mense, kom aan, dis die oplossing vir ons land, dis die oplossing as dit die werksetiek in ons hospitaal, ons polisiestasies, ons elke liewe besigheid in ons land is, dan lyk hierdie wêreld anders. Van die regering, van die president tot die laagste ou die BCV, wat sê, dis ek werk met 'n gesindheid van ek wil werk. Dan is sy gesindheid en sy werksetiek van so hoë standaard, dat hy vra nogal nie vir 'n bietjie nie. En hy kry ook nie 'n bietjie. Jy nou gaan lees. Ek meen, hy kry briewe, aanstellingsbriewe, geld, perde, hout en klomp goeders, om 'n stad, waar jy dan later gaan sê, oor die 40.000 mense betrokke by is, moet hy, ek is nie klein geld nie. Dis nie asof hy vir die koning vra, koning, ek wil net so 'n bietjie na die Maldives toe gaan vir 2 weke, dis nie vir 'n vakansie gaan nie, dit is 'n sin. En weet julle wat? Iets van Nehemia se karakter, sy werksetiek, het vir hom kapitaal opgebou, dat toe hy hierdie order insit, is daar genoeg in sy depository. Dat die koning sê, laat dit vir jou so wees. Dis amazing. Hoofstuk 3, hier in vers 8, ek gaan so 'n paar random statements maak, so jy moet my vergeet dat ek 'n bietjie rondspring, maar hier staan luistering van mense wat gewerk word en wat se tipe werk gedoen word, en dan net so interessant as die een van die salfmengers. Nou, wat so interessant is, en jy kan nou hierdie gedeelte lees, is dat elke een was betrokke by die werk. Wie van julle weet dit baie keer mense die verskoning, nee, dis nie my roeping daai nie. Nee, dis nie wat, ek is nie geroep, weet, om sending te doen nie, ek is nie geroep om daar aan die ander kant, ek is nie geroep om my hande vuil te maak nie. 'n salfmenger, moet jy nou verstaan, is soos in daai tyd, was baie, dis soos 'n dokter gewees. Hy het die medisyne gemaak van wie begrawe moes word, van, jy weet, die medisyne wat gegee moet word, soos 'n belangrike posisie. En dan lees ons, hierdie manne was deel van die werk van die bou van die muur. En hier is my volgende punt, dis nodig, dat ons in ons land, moet teiken op een ding, 'n muur. Hier was een fokus gewees, wat almal gedoen het, en het gesê, ons gaan 'n muur bou, en ons gaan hom klaarmaak. Dink dit gou as ons hele land op een ding fokus, sê nou maar dit is nou, wat op die oomblik op die agenda is, ons gaan crime, misdaad uit hierdie land uitwis. En ons fokus op daai een ding, van jonk en oud, skolier,
tot wie ook al dit wat ons moet doen. Nou dis wat gebeur het in Rwanda. Rwanda het president Kagame gesê dat hy wil sy land skoonmaak en hy het 'n commitment gekry, die een ding dat almal in sy land doen het. Elke liewe ou op 1 keer in 'n maand, dan is daar 'n paar ure wat uitgesit word en almal vee, almal was, almal maak skoon. En in 'n paar jaar het ons 'n skoon Rwanda. So skoon dat dit beskou word oomblik is van die skoonste lande in Afrika. Jy sê dis moontlik, is nie. Dit kort net leierskap wat sê kom ons fokus op daai een ding en ons almal doen dit. Sê gou almal. Nou, ek love hierdie vers, hoofstuk 4 vers 6. En ons het bly bou aan die muur. Die hele muur was 'n halfpad opgebou. Die mense se hart was in die werk. Wie van julle weet, ek meen dis net 'n groot stelling al klaar. Wie van julle weet dit baie keer met 'n man en ding noem, ja, hart is nie in en ja, kan sien nie. Soos die man aangestap kom, sê gesê. So hierdie is maar net mooi want dit sê vir ons wat ons nodig het om hierdie werk gedoen te kry. Dan in vers 16 kan julle gaan lees die hele gedeelte en ek wil vinnig iets hieroor sê, want dit is ontsettend belangrik van weet die geveg wat teen hulle was, die aanslagte en dat hulle omdat dit so intense werk was en daar so 'n aanval was, moes hulle bou en hulle self verdedig. Met ander woorde, daar was 'n verdedigingsoffensief en daar was 'n aanval of 'n boudeel van die werk. Julle in hierdie week het ek en Chantal ons is gelukkig getrek. Ons is lief vir mekaar. Ons kom al 27 jaar saam. Ons is nou al saam moeg en saam moedeloos, weet jy. Maar julle hier slaat ons 'n fight, nê. Ek sê vir ons gaan hom so diep. Dis daai kwaad raak vir mekaar dat jy weet nie meer waar jy kwaad is, maar ek is nou vir jou baie kwaad. Dis nou daai kwaad van jy soek nou 'n doemblik om hierdie ou uit te wis, jy weet. En nou en weet jy, ons het so 'n paar keer geargumenteer en die volgende oomblik staan Chantal en sy sê hier's 'n gees van divisie in ons land. Moenie dat ek en jy ons in die trap val van wat die vyand doen. So mense, hier's 'n geestelike geveg. Hy sê, ons geveg is nie teen vlees en bloed. So moenie elke liewe ding met jou gebeur net, dis nou maar net so nie. Partykeer moet ons net wakker word dat terwyl ons bou, is hier 'n geestelike geveg wat ons in onenigheid wil bring, wat ons wil moedeloos maak, wat ons vreesagtigheid wil maak, ons almal is bang. Maar weet jy, daar's 'n verskil tussen net gewone bang wees en die vrees, 'n gees van vrees wat jou beset nie waar nie. En dis weer eens 'n geestelike geveg wat jy met geestelike wapens moet beveg. En ons met daai balans moet ons die hele tyd kan hou. Dan interessant is daar in tussen hier van hoofstuk 5 vers 7 van die vooraanstaande burgers, die amptdraers, die ryk manne en hulle het so 'n bietjie hulle eie volksgenote misbruik. En ek wil dit vanaand sê, dis dalk ongewild om dit te sê. Maar daar is 'n wêreld, kapitalisme het 'n oneweredigheid veroorsaak julle wat ons nou vir eens en vir altyd moet ophou om vinger rond te wys, ons moet dit in die oë kyk. Die Gini-koëffisiënt van ons land, julle weet hoe dit werk, 0 is ons is 'n perfekte gelyke samelewing. 1 is 'n perfekte ongelyke samelewing. Die Gini-koëffisiënt van Suid-Afrika staan op 0.67. Dit beteken, en daar's studies hieroor gedoen, dat 8% van ons land se bevolking, se mense, besit amper 57% van hierdie land se geld, se waarde, se wins, se wealth, se rykdom. En dis Suid-Afrika. Ek meen dis nie net Suid-Afrika, dit is 'n wêreldwye probleem. In Amerika lyk dit net so. In jou kapitalistiese lande is ons op die vooraand van die val van kapitalisme. Want kapitalisme wat net gedrewe is na wins toe en waar ons die hele tyd wins jaag sonder dat ons sosiale verantwoordelikheid, menslike verantwoordelikheid en verantwoordelikheid in die aarde in gedagte neem, is goed wat ons moet begin aanspreek. Jy kan nie net begin wins maak ten alle koste en die aarde lei as gevolg daarvan, jou mense lei as gevolg daarvan en uiteindelik het jy niks teruggesit. Dit ons noem dit greed. En as jy enigstens die Bybel lees, dan is dit nie 'n Christelike model. Dit is nie 'n Christelike oplossing. Dit beteken nie dat God teen welvaart is nie. Natuurlik wil hy ons met ryk wees. Hy wil ons seën en hy wil hê ons moet vooruitgaan. Dis nie die punt nie. Die punt is wat jy met jou rykdom
doen. Rykdom is as jy ryk is, sê die woord, is jy 'n diensknegt. Wat deur jou rykdom die samelewing, die mensdom dien. En daar is sulke mense wat dit doen. Dankie Here vir ouens wat hulle rykdom sien in daai manier en 'n groot verskil maak in ons land en ons het dit nodig. Dis hoekom die ander kant van kapitalisme wat sosialisme is ook nie gaan werk. Ons het 'n Christosentriese kultuur nodig waar Christene sê sommige van ons is geroep vir bediening en ander is geroep om geld te maak. Gaan kyk in 1 Korintiërs 11 waar hy praat van apostels en profete en dan praat hy daarvan gees, givers, mense wat 'n bediening het van gee. Nou jy kan net gee as jy weet om te maak. Nie waar nie? So ons het sakemanne nodig wat 'n gawe het om geld te maak. Wat in die koninkryk kan begin instap en sê ons aanvaar ons verantwoordelikheid saam met die ander manne wat sê okay, jy is so hard besig om geld te maak, ons sal die bediening doen. En ons weet hoe, en so is daar elkeen van ons het 'n verskillende rol om 'n verskil in ons samelewing te maak. So dis een van die aspekte wat Nehemia in sy tyd gereformeer het. En dan vers 14. En vir 12 jaar lank het ek my mede-amptenare nie aanspraak gemaak op ons goewerneurstoelaar nie. Vers 16. En ek het my volle gewig ingegooi by die werk aan die muur. Dit net gou as ons daai tipe leierskap reg hier in ons land kry. Hier in vers 18 staan dan, nogtans het ek nie my goewerneurstoelaag geëis nie, onthou tog my God tot my voordeel, alles wat ek vir hierdie volk gedoen het. Nou, kom ons by hoofstuk 6. Nou hoofstuk 6 is vir my ontsettend relevant vir die tyd waar ons nou is. Nou moet julle regtig fyn luister, want alles klink nou vreeslik romanties wat ek nou gesê het, maar dit is nie romanties nie. Die oomblik as ek my begin betrokke maak by die moeilikheid, gaan ek vuil word en gaan ek moeilikheid kry. Per definisie. Dis hoekom ons nie wil deel raak van die moeilikheid. Dit is baie makliker om een kant te sit. Okay, maar dis nie romanties om in die battle betrokke te raak. Wie weet waarvan ek praat? Dis guts en bloed en spoeg en sweet en dis taaf. En ons het oppositie. Nou raai wat, Sanballat se naam beteken geheime oppositie. Okay? So ons gaan oppositie kry en Sanballat is een van die maniere hoe hy teëgegaan het. Hy het regtig hierdie werk probeer afbreek en dit op verskillende maniere gedoen. In vers 3 sien ons hoe Nehemia hierdie oppositie hanteer. Nou jy moet vir Sanballat nooit vir enigiemand wat evil is eer gee nie, maar kom ons sê net hy is relentless. Hy het nie opgehou nie, hy het briewe gestuur en hy het regtig 'n appel gemaak. Dit is sy missie, soos wat Nehemia se missie was om 'n muur te bou, het hy dit sy missie gemaak om vir Nehemia te verwoes en die werk te probeer verwoes. Maar hoor gaan hierdie eerste aan, wie is lus vir 'n antwoord? Ek is besig met 'n groot werk. Ek kan nie nou kom nie. How's that? Jongen, dit het my gebless. Verstaan jy, as God jou geroep het tot 'n werk, as jy weet dat hierdie is 'n roeping wat ek vervul, ek is besig om God se werk te doen, dan gaan geen pisang verbykom en jou probeer wegrok of na 'n ander agenda as dit wat God jou voor geroep het. Amen. En dan kan jy sê wat Nehemia gesê het, nee. Ek is besig met 'n groot werk. Jy dink, is sommer net 'n tydsbestuur beginsel wanneer ek mense op tydsbestuur leer. Ek sê altyd, besige mense kan jy altyd nog werk vir hulle gee. Hulle weet hoe om dit te absorbeer. En die beste manier om jou tyd te begin bestuur is om jou tyd 'n naam te gee. Met ander woorde, as ek weet dat ek het tussen 3 en 5 uitgesit vir 'n sekere ding, kan julle met allerlei stories kom vir my sê, kan jy nie my gou help? En sê ek, nee, kan nie, ek het 'n afspraak. Kan jy sien dat baie mense weet nie wat hulle doen nie, en daar's interessant, net terwyl ek al praat, 'n studie in IJsland gedoen wat hulle dwelmmisbruik in kinders afgebring het van oor die 58% na 12% toe. En hoe hulle dit gedoen het, hulle het 'n curfew wet ingebring dat kinders moet na 10 in die aande behoort nie op die straat te wees. En dan neem hulle 'n hegtenis en hulle vat hulle terug huis toe, want hulle sê geen kind het geen iets te maak op die straat na 10 in die aand. Tweede wat hulle gedoen het, is hulle die kinders besig gehou. Daai kind het nie kans gehad om asem te haal nie. Hy gaan klas, as hy klaar klas het, gaan dit sit hy al wat 'n program en 'n singprogram en 'n dansprogram en 'n sportprogram, en dan by die huis kom hy rondmoeg en gaan slaap hy. Nou as die tyd vir dwelms en vir allerlei verkeerde goed. Stem julle saam? En dis iets wat een van ons leiers al wat ek al gehoor gesê het, harde werk kan 'n klomp siektes gesond maak.
hoor nou nie amen op daai ene man. Dan die volgende ene is in vers 8. En dis interessant om baie keer die goed wat jy preek gebeur baie keer met jou in daai week. Dis nie maar preek is maar soos profesie. Jy preek en dan gebeur daai goed. So ek preek hierdie ding en in hierdie week gebeur daar so iets waar iemand vir ons aanvat, weet en vir ons kom goed sê van wat ons moet doen en nie doen nie en so aan. En wie van julle het dit al beleef dat jou oppositie met 'n inflame leen. Dis totaal glad nie die waarheid nie. En vir jou kom vertel hoe sleg jy is en hoe hopeloos jy is en wat jy nou nie kan doen nie en hoe sleg jy jou beleef het. En dan staan plek julle waar jy die volgende antwoord moet sê. Niks van wat jy sê is waar nie, jy suig dit uit jou duim. Ek weet wie ek is. Stem julle saam? Jy kry mos baie klein manne wat net vir jou nooit, jy is net nooit weet en hulle kritiseer alles en so voort en daar's 'n plek waar jy staan moet inneem en sê, okay, dit is nie die waarheid nie. En veral in ons land op die oomblik, waar die vingers rondgegooi word teenoor die boere en die boere teenoor die en daai, is 'n tyd dat ons moet sê, goed, daai goed vat ons verantwoordelikheid vir ons sê ons is jammer. Wat daai goed? Nou, as seker dat ek so is op die Bybel van hy ja. Ons moet dan kan sê, maar weet jy wat, dit is nie die waarheid nie. En dat ons nie onsself to become defensive, dit help nou nooit nie, weet ons. Maar dat ons net hierdie beginsel net sê, weet jy wat, ek gaan verby, ek vlieg verby, weet jy wat, hy het nie eens gereageer op dit nie. Dit is soos in, wanneer ek al verby gaan. Dan die laaste ene, nou het Sanballat nog 'n stapie verder gegaan en hy maak 'n komplot om hom in die lewe te bring. Wat hy dan vir hom sê is, jong, jou lewe is in gevaar, jy moet wegkruip, ons gaan reël dat jy in die tempel wegkruip, kruip daar weg, en ons sal jou daar bewaar en so aan. En al die tyd is 'n komplot om hom in die lewe te bring. En hierdie een like ek, vers 11, sê Nehemia, sal 'n man soos ek vlug, iemand soos ek tempel toe gaan om te bly lewe, ek sal nie gaan nie. Wat hy eintlik sê is, ek sal eerder sterf in gehoorsaamheid, as om weg te kruip in vrees. Ek sal eerder gehoorsaam wees tot die dood, as dit die Here is wat my kom haal. Maar ek gaan nie weg van my job af. Ek het 'n werk om klaar te maak, ek het iets om te doen. En dit sê ons weer iets van Nehemia. Hoofstuk 7 vers 2 wys vir ons van die disippels wat Nehemia gemaak het. En dit is vir my ook belangrik dat een van die grootste, en dis wat die Here met my ook oor gepraat het, is dat ons wat hard werk en hierdie goed doen, kan partykeer onsself doodwerk en ons het niemand in ons plek aangestel wat met die werk aangaan. Ons het onsself nie gedupliseer. So hier in hoofstuk 7 vers 2, Genania my amptsgenoot en Genania die bevelvoerder van die vesting en bevel van Jerusalem. En Genania was 'n betroubare man wat eerbied vir God gehad het, meer as baie ander. Dit is nie mooi nie. So hier het hy ouens aangestel, eerbare manne wat hom kan vervang wanneer hy nie daar was nie. En dit sê ook iets van leierskap. Net vinnig 'n bietjie teruggaan ook 'n punt wat ek wil net noem. Julle sal sien, daar's dit die boek en ook hier aan die einde van hoofstuk 7 name en spesifieke nommers, getalle van hoeveel gesinne. Die aand toe hy by die voor hy vir die manne gesien het, gaan doen hy eers 'n ondersoek oor die muur en weet dat hy 'n strategie kry. Nou wie van julle weet dat baie Christene ongelukkig verstaan geestelike oorlogvoering, maar dit is shadow boxing in the closet and they're totally useless in the battle. Okay? Ja, dit is ontsettend belangrik dat ons in ons geestelike closet moet bid. Ons moet almal, ons kan nie van dit wegkom. Ons bid en ons hoor by die Here. Maar julle, ek sien by Nehemia 'n administrateur. Ek sien 'n beplanner. Ek sien 'n strateeg wat by die muur kom en weet die engele gaan nie die muur bou nie. Die Here gaan ook nie die muur bou nie. Dan gaan doen hy 'n ondersoek en hy kyk wat is nodig. Hy gaan sit dit uit, hy weet presies wat moet doen, hy deel die werk op tussen. Jy sien dit heeltyd, jy sien hele daai beplanning, jy sien die heeltyd strategiese werk wat hy in orde sit, plek wat hy sit, getalle wat hy tel, met ander woorde hy het boekhouding gedoen. Sy syfers was reg, sy administrasie was reg. Nou ek sien dit al met ek in die uitsaaiers in die landbou, sê ek het al vir baie van ons boere wat in die koue kosteketting is, want jy werk met 'n bederfbare produk, jy is uitgelewer aan jou buiteste ouens. Jou vrugte kom in die buiteland en dan kom die ouens en sê hulle nee, jy goed dit bederf en dis nou jou koste. En wat ek vir ons boere nou al vir baie jare sê, laat jou werk so akkuraat wees. Elke vorm en papier wat jy van die land af gedoen het, wat jy gespuit het, wanneer jy dit gespuit het, wanneer wat toegedien is,
dat jou rekordhouding, jou administrasie vir jou wys die kwaliteit van wat jy gedoen het. As jy dan 'n bederfbare produk in die buiteland het, het jy 'n saak. Wie weet waarvan ek praat? Nou kan jy sê, sorry meneer, ek het die papiere, ek het die toetse, ek het daar proef, ek het daar dit, daar het monsters, daar's dit. My kant tot op hierdie kant was skoon, dis dit jou probleem. Ons moet ophou met hierdie idee dat Christene dink dat hulle hoef te beplan en dit is nie geestelik om dit te beplan nie. Ons beplan het in potlood, want God kan ons planne nie mekaar maak en dis fyn. Ons beplan nie tot die punt dat ons God uit die besigheid het beplan. Maar ons moet beplanning doen. Ons moet strategies dink seker goed. Ons moet werk kan uitdeel en prakties raak daarby. Nou gaan julle dink ek regtig kry, want ek praat nou sulke geestelike goed, maar ek het Dinsdag aand by 'n boerevereniging vergadering gestaan en die boere gevra, het julle 'n gebeurlikheidsplan vir misdaad? En hulle het nie. En ek het in daai vergadering geroep en sê, dis nou tot hier toe, ek stel voor, ek sal dit lei, ek sal dit help, maar jy moet 'n gebeurlikheidsplan wees. Ons is nie blind vir boosheid nie. Boosheid, julle gaan nie omdat ons bid minder raak nie. God gaan net vir ons strategie gee hoe om boosheid beter te staan. Amen. Dit beteken ons moet planne hê. Dit beteken ons moet praat. Dit beteken nie ek is ongelowig nie. Dit beteken nie ek glo dat God nie iets kan doen. Natuurlik kan God dit doen. Maar die enigste manier, julle, waar boosheid gaan ophou in ons land as mense tot bekering kom. So of ons almal moet begin evangeliseer op spoed en ons hele land tot bekering bring en dan sal die misdaad ophou. Of ons moet saam met dit wat ons daai dienste hou in evangelisasie doen sê, maar ons moet ook gebeurlikheidsplanne hê. Ons moet sorg dat ons huise beveilig is en ons doen dit nie uit vreesheid nie, want die Here kan enige tyd vat. Ons het gesien in Amerika, hy kan jou daar kom haal. Jy kan waarheen vlug, as dit jou tyd is jou tyd. Maar ons doen dit omdat ons verantwoordelikheid neem vir waar ons is, vir ons kinders, vir ons samelewing en as konings, leiers van ons omgewing is ons nigter oor die goed en ons dink reg oor dit, sodat ons daardie vir ons mense kan antwoorde gee. Die volgende punt gaan julle miskien nou regtig nie van nou nie. En ek gaan 'n bietjie met spring, want hy kom 'n paar plekke voor. Hier in hoofstuk 7 vers 72. Dan sê hy dat die manne het hulle geld bymekaar gebring en hulle offerandes gebring. Nou, ek wil vir julle die getal gee. Die res van die mense het 168 kg gehad, meer as 'n ton silwer en 67 stelle priesterklere gegee. 168 kg gehad. Het julle enige idee hoe baie dit is? Nou sê mense vir my, nee, ja, maar nie geld praat in die kerkie want ons kry swaar. Hierdie mense kom so pas uit 70 jaar ballingskap uit. Hierdie mense kom uit die grootste verdrukking waar hulle alles verloor het. Hierdie mense het hulle huis, hulle eiendom verloor in ballingskap. Hulle kom uit ballingskap uit en dis die tipe offerande wat hier geneem word. Nou gaan kyk verder. Dit gaan jy kry. In Nehemia 10 vers 32 dan sê hy, nou vat hy hulle aan, ek glo dit. En hy sê vir hulle, kom mense, julle moet julle geld bring en julle tiendes gee. En dan staan hier so, ons aanvaar die verpligting om elke jaar ons 4 gram goud by te dra vir die dienswerk van die huis van die Here. Vers 35. Ons sal die eerstelinge van ons gesaaides en die eerstelinge van ons vrugtebome elke jaar na die huis van die Here bring. Vers 37, die einde. Die Lewiete sal tiendes insamel in al die stede waar ons werk. Mense, hoe kan jy in 'n restaurant eet en uitloop sonder om te betaal vir die kos? Ek tog gesê maar net. Nou, terug na hoofstuk 8. Hoofstuk 8 is vir my ook kosbaar, want dis nou 'n verskriklike belangrike geestelike wapen in ons verlede oor dit gepraat. Die wet van God word vir die eerste keer gelees. Onthou, dis 'n generasie van mense wat in hulle leeftyd die woord nie gehoor het nie, die wet nog nooit gehoor het. Hier hoor hulle die woord vir die eerste keer die wet wat sê dis reg, dis verkeerd. So nou hoor hulle al die reëls en hulle huil, hulle is jy weet, gebruike voor die Here, en dit is mooi, want daar is bekering, daar is berou vir wat ons verkeerd gedoen het. Maar dan gebeur interessante ding. In vers 11, sê Nehemia, en dit is aan in die vorige versie, sê Esra en Nehemia, so is my mooi dat die gouverneur, die priester en Nehemia die gouverneur, die saamwerk om vir die volk, en dan sê hy,
gaan vier fees, eet en drink, deel uit aan die wat niks voorberei het nie. Hierdie dag word gewy aan die Here, moenie bedroef wees nie. As julle die Here met blydskap dien, sal hy julle beskerm. As julle die Here met blydskap dien, sal hy julle beskerm. Hoor gou vir my baie mooi. What is in your heart, you will attract. As jy in jou hart negativiteit het, gaan jy negativiteit praat, gaan dit is wat na jou toe gaan kom. Hy is besig om, en ek gaan nie oor lang praat, want ek het baie notas oor in die laaste projek oor gepraat, die krag van vreugde. Hulle sê dat net mense wat pynterapie doen, julle geweet dat lag verminder die pyn met 15%. Lag. Jou brein weet nie of jy dit fake nie. Okay. Jou vrou ook nie. So dis net 'n Bybelse beginsel. Gaan lees Jakobus 1 Petrus 1, hy sê wanneer dit met julle swaar gaan, rejoice. Wanneer dit met julle swaar gaan, wees bly. Dis 'n God se goed werk altyd in die teenoorgestelde rigting. Jy wil ly met jy dien, jy wil hê met jy gee, jy wil lewe met jy sterwe. As dit swaar gaan, moet jy bly wees. Why? Because you attract an atmosphere of faith and an atmosphere of miracles through joy. Joy is an active manifestation of your faith. Is dit nie so nie? Jou vreugde is 'n vastigheid van jou geloof. En luister mense, ons gaan nie vanaand, hierdie boodskap gaan vanaand vir niemand niks beteken as ek hier kom sit met doom en gloom met my gesig. En lyk as wie dood op my is nie. Party Christene is so ernstig dat in Sondag haal hulle die swing en die speeltjie uit die voetjies se koutjie uit, hulle self moet geniet nie. Want Sondag is 'n ernstige dag, verstaan jy? En party Christene leef so. Kyk, hulle is so suur. Ek is 'n suurdier, maar ek is daar nie. Jy weet, en ons dink dat geestelikheid het te doen met hoe suur ons kan wees. Dra my das saam met elke las. Is daai liedjie van Theo Geyser en Koos van der Merwe. Alright. So, hoor julle die boodskap? Dis tyd to discipline and appoint yourself. Soos 'n appointment. Jy maak vir jouself 'n afspraak met joy. Dis wat hy sê, jy gaan maak 'n afspraak. Jy gaan maak jouself gelukkig. Maar hoor gou, die wat niks het nie, nooi hulle ook. Hierdie is vir my crucial julle. Ons gaan nie in ons wêreld 'n verskil maak as ons nie nou, veral nou. En ons is fisies, gaan eet, gaan vier fees en gaan nooi die wat nie het nie, dat hulle saam met jou kom fees vier. Imagine gou as ons dit gaan doen. As die tweede inisiatief na Swart Maandag. Ek vra, wat sal van ons land gebeur as al die ouens wat Swart Maandag, en ek bedoel die ouens van die Here, die kinders van die Here, sê okay, ons het by die Here gehoor dat ons gaan 'n ete voorberei, soos wat die Bybel sê, moenie mense nooi wat jou kan terugnooi nie, want jy 'n loon weg, ons gaan nooi die mense wat jy nie kan terugnooi. Kom ons sou sê die hele Christenvolk in hierdie land doen dit in die volgende maand met minder bevoorregte mense. Is ons vir die eerste keer besig om 'n ware Christen boodskap uit te gee wat 'n verskil in die wêreld kan maak. Want wat sê die wêreld van die Christene? Julle praat, julle doen niks. Julle bid, maar julle doen niks. Ek sê al vir 5 jaar vir ons boere, gaan eet en kom in jou mense se huise. Gaan eet en kom in jou mense se, gaan eet saam met hulle in hulle huise. Vat kos as hulle nie het nie. En gaan eet by hulle in die huis dat jy 'n mens kan leer ken, nie 'n plaaswerk. Dat jy 'n gesin kan leer ken, nie 'n label nie. En onthou gou julle, ons werksagenda, ons werksprogram is wonderlik, want dit gee vir ons 'n voorgee lewe. Jy is nie reël in jou werk nie, want jy moet professioneel wees. Jy kan nie reg wees in jou huil en jou persoonlike lewe werk te bring. So weet julle wat? Moenie vir my sê jy het 'n verhouding met jou werkers net in werkstyd nie. Jy het nie 'n professionele verhouding, maar jy het geensins 'n verhouding. 'n Verhouding met jou werkers gebeur buite werkstyd. Laaste punt. Nog 2 punte. Die volgende moet ek net gou ingooi, is die gedagte van ons lofprys en aanbidding. En julle weet in ons kerk word ons nou baie keer daaroor aangevat dat ons het 'n harvest away en die harvesters wat
lag die ouens sê, as die ouens te sien wat die hande te veel opsteek en bewegings maak en sê, ja, dis alweer 'n harvester. Nee, lees gou saam met my in Nehemia 12 vers 23. Onthou hulle het die wet herstel, hulle het die loofhuttefees onder andere herstel, hulle het tiendes herstel, hulle het die priesterorde herstel, maar hulle het ook lofprysing en aanbidding herstel. En hier staan, wat die Here moes loof en dank volgens die voorskrif van Dawid, die man van God. Hoor gou mooi, die oomblik toe ons wegbeweeg het as kerke wêreld reg oor die wêreld, van die voorskrif van Dawid, het ons die voorskrif van Hillsongs gekry en die voorskrif van die African Americans en ons het die voorskrif gekry van die Real Sisters en ons het so deur die jare het ons almal verskillende weergawe van wat ons kry, ons dink lofprysing is. Nou julle kan in julle konkordansie daai vers gaan opsoek. Hy staan in nog 'n paar plekke in Nehemia en dan staan hy reg deur die Bybel, dan kom hy weer in Handelinge voor en sê hy, ek wag tot die einde van die tyd tot die herbou van die hut van Dawid. Dawid het iets in lofprysing reg gekry, mense, wat jy jou tyd kan gaan spandeer om te studeer. Daar's 88 Hebreëse woorde net in psalms wat uit fisiese bewegings en uitdrukkings is van lof. Ek love dit as ek in die kerk kom en hulle sê, kom alle volke, klap met die hande, en klap niemand hande nie. En dink ek, jy moet nie die liedjie sing nie. Dan sê hulle, nee, ek klap my hande in my binnekant. Okay, en onthou die voorskrif is dit. Dis nie 'n haweste voorskrif nie, is dat ons moet moeite doen. Wat is die voorskrif van Dawid? Weet julle? Jy weet, niemand van ons weet nie. Ons moet gaan navorsing doen. Ons moet gaan kyk in psalms hoe Dawid die Here geloof. Hoe het hy dit reg gekry om in die tempel in te gaan, die toonbrode te eet? Hoekom het hy daai voorreg gehad? Meer as die priesters, as 'n buitestander. Hoekom? Want sy lofprysing het vir hom toegang gegee tot die allerheiligste in 'n ou verbond. Voor Christus. Mense, hier sleutels in lofprysing wat ons nog moet ontdek. Wat ons nog moet oopbreek. En ons godsdiens, prentjies en boksies en daai kerk sing so en daai kerk sing so, weerhou ons om die verenigde kerk te word wat God aanbid soos wat God geaanbid wil word. Laaste gedagte is net 'n interessante vers wat ek sommer net hier lees. In Nehemia 9 vers 20 sê, U het U goeie gees gegee om hulle te onderrig. En onthou, die woord Heilige Gees kom glad nie in die Ou Testament voor. So in die Ou Testament word die Heilige Gees net as die Gees van God beskryf. Hier word hy beskryf as die goeie Gees. In die Nuwe Testament die Heilige Gees. Maar dit het tot my gepraat, want ons het die woord Heilige Gees al baie gebruik, ons weet nie meer wat dit beteken nie. Hier kom hy en hy maak dit, kwalifiseer dit en hy sê die Heilige Gees is die goeie Gees van God. Waar God se Gees werk, mense, sal die vrug goed wees. Waar God se Gees werk, sal die uitkoms goed wees. Vir almal, nie net vir sekere mense nie. En dan vers 30 sê, U het hulle gewaarsku deur U Gees, deur middel van U profete, maar hulle het nie geluister nie. En ek wil afsluit en jy moet my baie mooi hoor. Ek het gaan luister die boodskap maar weer van vooraf hoor, want hier soveel goed wat jy moet baie mooi hoor. Maar hierdie wat ek nou sê is ontsettend belangrik. Nog nooit ooit in die geskiedenis van die mensdom was dit so belangrik dat elke gelowige homself moet laat lei deur die Heilige Gees. As jy nog gelei word deur jou maag, deur jou liste en jou sinne en deur wat ook al sê ek net vir jou, is jy soos 'n wifi ding wat nie ingeplak is. Die goed gaan nie deurkom, jy's offline. Jy's op airplane mode. Okay? En hoor nou vandag vir my, jy gaan met jouself inoefen, maar dit is nie iets wat jy net op die dag as die krisis kom, gou dan kan leer. Jy gaan 'n lewenstyl moet hê oor 'n tyd lank, van as die Heilige Gees sê links, dan gaan jy links en nie regs nie. As die Heilige Gees sê, gaan sien daai ou, bel daai ou, ry soontoe, maak so, moes jy ingeoefen geraak het om die stem van die Here te hoor. So die dag as die Heilige Gees vir jou sê, vanaand gaan jy nie huis toe nie. Luister jy. Julle ons moet dit goed vir ons kinders leer. Wat in karre klim en plekke toe gaan. Ken hulle die Heilige Gees? Weet hulle om aan die Heilige Gees te luister? Weet hulle om daai, almal van ons hoor die Heilige Gees, maar ons almal overrule omdat ons dink ons hoor.
nie so seker, wie nie wat nou, dit is nou ek, was dit nou die Here. Terwyl jy nog so onseker is, kan jy nog nie die regte besluite maak nie, dan gaan lewens te sprake wees. Hoeveel van julle het al van mense gehoor wat gesê het, daar gebeur 'n ongeluk, dan sê hulle, die Here het vir my gesê ek moes nie, maar ek het dit maar geoverraad. Of die Here het vir my gesê ek moes gaan, en toe het ek maar gegaan. Of nie, verstaan julle? So ons moet nodig, en ons moet, as ons iets moet bid vir hom, oor alles wat ek vanaand gesê het, Heilige Gees lei my. Heilige Gees lei my na die regte mense wat ek moet gaan fees vier saam, lei my na die regte ou wat ek saam gaan eet. Heilige Gees lei my oor môre aan die werk moet lyk. Dat ek het joy in die Heilige Gees. Sê the joy of the Holy Ghost. Romeine 14:17. So die vreugde is in die Heilige Gees. En julle, as die gelowiges in hierdie land, hulle self deur die Gees gaan uitlei, gaan ons hoor van Gods wonderwerke, wonderlike goddelike oomblikke. Wat ons al klaar van hoor, ons hoor en ek het al klaar, van waar die Here ongelooflike wonderlike goed doen, deur gehoorsame mense wat doen wat die Here sê. Vrede en genade vir